bid vanmôre. Heilige Gees, dat die woord vir ons sal oopbreek. Ons bid vanmôre dat die woord ingang sal vind in elkeen se hart. Ons bid vanmôre dat die saad wat geplant word sal vrug voortbring tot eer en verheerliking vir die naam. Ons kom teen elke aanslag, beplanning van die vyand wat die saad wil steel. Die wat kom om te steel, te slag, te verwoes, ons kanselleer sy werke. Here, dryf hom uit, stuur hom terug na waar sy plekke waar hy vandaan kom, breek elke versterking, stel dit af in Jesus naam. Stel dit kragteloos in die naam van Jesus Christus. En Here, laat toe dat die Gees van God vanmôre beweeg van sitplek tot sitplek, van hart tot hart, van persoon tot persoon in Jesus naam. En dankie Jesus dat jy doel bereik. Dankie so die Heilige Gees, die mense sal ons verander, dat die naam die Heer verheerlik en geprys word. Ons dankie daarvoor in Jesus naam, na die kinders van die Here vanmôre sê, amen en amen. Die mag was sit baie dankie. Ons gaan nou met ons reeks oor ons nodigste beskerming. Ons is by die 6de deel vanmôre, deel 6. En ons titel van ons boodskap is daar is krag in die bloed, deel 1, ons sal volgende deel 2 doen. En die subtitel onder dit, smeer die bloed aan. Smeer die bloed aan. Kom ons lees saam Exodus 12, 7 tot 14. Exodus 12, 7 tot 14, volgens op die skerm as die Bybel die saam met die het neem. Exodus 12, 17 tot 14. Die daar, kom ons lees wat die Bybel sê. Dis die instelling van die Paasfees, die 7de versie van hoofstuk 12 lees. En hulle moet die bloed neem en dit stryk deur 2 deurpostes en aan die boot druppel aan die huise waarin hulle eet. Hoekom dink jy die onder dit gesmeer nie? Want daar staan jy al gedink. 2 deurpostes en bo, maar nie onder nie. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai. Saam met ongesiede brode moet hulle dit met bitterkruie eet. Jy moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gekook is nie. Spesifieke opdrag wat die Here gee, né? Die God van Israel. Maar met die vuur gebraai, die kop en die pootjies saam met die binnegoed. Jy mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie. Want wat daarvan tot die môre oorbly moet julle met vuur verbrand. Luister wat die Here vir hulle sê. En so moet julle dit eet, opdrag van die Here. Julle heupe moet om God wees. Julle skoene aan julle voete. En julle staf in julle hand. Baie hastig moet julle dit eet. 'n Passa van die Here is dit. Luister wat sê, 'n Passa van die Here is dit. Luister wat hy sê, 'n Passa van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nag, hier weer die nag, né? Deur Egipte land trek en al die eerstgeborenes in Egipte land tref. Dink daaraan. Van mense, sowel as van diere. Nou die diere is onskuldig, maar hulle ook. Ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Ek die Here, met ander woorde, hy was so gode geweest. Nou sê ek het laas oor gepraat uit te woord. Hoeveel pla was daar? Hoeveel afgode dink julle was daar? 100 man, eintlik wat hulle noem daar was 10. 10 plaat nie met afgode. Daar was baie meer geweest. Maar die bloed sal vir julle teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien,
sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte tref nie. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. Kan jy almal op die woord vanmôre? Amen. Baie interessante gedeelte. Ek hou van hierdie gedeelte. Ek is baie lief vir die boek Eksodus. Nou, eerste belangrike punt vanmôre, daar was 9 plaae wat Egipte getref het. Maar dit was maar net die sagmaakproses wat die God van Israel gebruik het teen Farao, die 9 plaae. Nou ek dink vanmôre dat ek nou, en ek vermoed nou bid, né? 9 plaae het Egipte getref. En die een van die 9 plaae het in die huis of naby die Israeliete gekom nie. Nie een van die plaae het naby die huis of van die diere van Egipte of van die Israeliete gekom nie. En wat interessant is dat die getal 9 in die Hebreëse teks staan veroordeel. Want die wraak kom my toe, sê die Here. En ons probeer ons self ons probleme oplos. Ek en jy. Of onder ander te laat betaal wat hulle aan ons gedoen het. Jy skryf ons daai, dat mense sê ek sal wys. Ek sal daar wys. Ek sal dit terugkry. Doen jy dit? Vang ons 'n groot gemors aan, as ons dit wel doen. En die oomblik wanneer jy kwaad met kwaad vergeld, sê die Bybel sal kwaad van jou huis nie afwegweg nie. Dis wat die woord sê. En die oomblik wanneer jy wil terugkry wat daai persoon aan jou gedoen het, luister mooi wat pastoor sê, het jy klaar verloor in die oë van die Here. As kind van die Here kan ons nie self dit hanteer en self probeer uitsorteer, ons maak 'n gemors. Maar ons doen dit baie keer omdat ons haastig van nature is, want die Here vat te lank om hierdie ouetjie uit te sorteer vir ons. Waar die Here dit self sal doen op die einde van die dag, op sy eie tyd, op sy eie manier. Nie dat ons wil daar met wraak wees, ons wil hê die Here moet vir ons 'n pad oopmaak. Hoor wat pastoor sê vanmôre. En dit is belangrik dat ek en jy dit sal weet vanmôre, dat ons die dinge in ons eie hand moet neem. Met ander pastoor ons daar sê, die Here is te stadig. Hy sê, ek sal dit doodmaak, ek wil net opwek. Wat die Bybel sê in Deuteronomium 32 vers 35, my kom die wraak toe, sê die Here, en die vergelding, op die tyd as hulle voet sal wankel, want die dag van hulle ondergang is naby, nou God se naby en ons naby 'n groot verskil. En wat oor hulle beskik is, kom gou, God se gou, ons gou is heeltemal verskillend. En daarom is die God van Israel nog een plaag stuur. Die 10de plaag in die getal 10 staan vir perfeksie, perfektheid van goddelike orde. Dis die getal 10 voor staan. Want hy doen 'n perfekte werk, hy doen nooit 'n halwe werk nie.
En hy is ook nooit te laat nie, altyd op tyd. As ek en jy doen wat ons moet doen, volgens die woord van die Here, sy woord, en gehoorsaam word, want gehoorsaamheid is die sleutel wat die Here gebruik in ons lewe. Doen die Here sy deel, en hoef ons nie sy arm te draai vir 'n antwoord nie, want God eer sy woord. Weet jy, dis wat ons vashou. Here moes al vandag of eergister my gebed al beantwoord het. Kom nou mense. En dan was allerlei verskillende metodes gebruik om die arm van God te draai, sodat die Here my moet beantwoord. Sodat hy vir ons uitkoms kan gee, wat nie gaan werk by vandag nie. Want God eers sy woord, as ons woord bid, en ons vra om volgens ooreenkomstig sy woord, sal die Here ons gebed beantwoord op sy tyd. Nie my tyd nie, op sy tyd. En dis waar ons faal, ons kan nie wag vir dit nie, ons kan nie in 'n wagperiode onsself insien nie. Israel was op die deurdrempel van hulle deurbraak van vryheid. Hulle kon die lig aan die ander kant van die tonnel al sien, maar hulle moes nog een ding doen om hulle vryheid te verseker en dit te verseël. Luister mooi, hulle was vir 430 jaar was hulle ballinge in 'n land waar hulle gesoek en gesit het. 430 jaar. Hulle kinders was vermoor, hulle was gemartel, tot die Here gesê het, genoeg is genoeg. Dis 'n lang tyd, 430 jaar. Hulle het begin bid en uitroep na die God van Israel. Nou moet jy onthou, luister pastoor, vir 430 jaar het hulle nie geleentheid gekry om hulle God te soek nie. Hulle was nie toegelaat om dit te doen. Hulle was gewoond geweest om aan een kant te gaan en hulle God te aanbid en hom op te lig en te verheerlik. Hulle was gewoond om hulle feeste te bring en om deur die feeste te verheerlik. Hulle kon dit nie doen in Egipte nie. So vir 430 jaar kon hulle dit doen nie. So van geslag tot geslag kon hulle nie naby kom en hulle kon die God van Israel aanbid nie. Tot hulle op 'n dag geweet het dis wat hulle paas gedoen het. Hulle voorouders het die aangesig van God gesoek en dis presies wat hulle gedoen het. Hulle was moeg vir slawerny, hulle was moeg geweest om bakstene te maak, hulle was moeg geweest om gemartel te word, hulle was moeg geweest om hulle kinders te verloor, want hulle was bang as daar nog kinders is, gaan hulle groter word as Egiptenare, of kom jy sê 'n groter getal wees as Egiptenare, beter gestel. En wat doen hulle? Hulle neem hulle toevlug na die Here toe. Hulle bid tot die God van Israel. Hulle gekerm sê die Bybel het opgeklink tot by die troonkamers van God die Almagtige. En die Bybel sê God het hulle geantwoord. Hulle het gesê genoeg is genoeg. Luister. Benoude mense doen soms dom en onverantwoordelike dinge. Kom sê dit weer. Benoude mense doen soms dom en onverantwoordelike dinge, omdat hulle gedryf word deur vrees. En waar vrees in beheer is die uitkoms selde goed. Die tweede ding wat ek lees daar, die tweede punt wat ek noem vanmôre. En die God van Israel kom en sê vir hulle in detail wat hulle moet doen. Nou, dis my so pragtig. Hy gaan nie net al dinge aframmel vir jou nie. En baie keer gee nie alles op een oomblik vir jou nie. Kom nou mense. Hy sê miskien vandag wil jy dit gee, miskien oor 'n weekie ander, maar hy doen 'n ordentlike werk wanneer hy begin werk in jou lewe. Ek kyk my eie, toe jy my siel red, hy het my ongelukkig gered, maar soveel dinge wat ek moes doen na dat dit weke en maande geneem voor ek deur alles gekom het, maar hy het ordentlike werk gedoen. Verstaan?
So hy kom in detail en hy sê vir hulle wat om te doen om uit die situasie uit te kom. Wat kan hy doen? Hy kan sy deel bydra, maar Israel moet hulle samewerking gee. Ons dink baie keer jy met sy vingers en klap alles verby. Nee. Verstaan, as ons deel doen, doen hy sy deel. Hy gee jou raad, ons moet doen wat hy vir ons sê. Hy gee die beloftes, ons moet die voorwaardes nakom voor die beloftes ons in kan word. Dit is iets wat nie skot val nie. En die heel eerste ding, hy praat met die huisgesin, hy praat met hulle, en hy sê die heel eerste ding wat jy moet doen, is neem 'n lam vir huisgesin. En daai lammetjie wat jy sag, is genoeg vir plus minus 10 mense. As dit 'n veel is vir een huis, dan deel dit met jou buurman. Of deel dit met die ander wat jy kan bekostig nie. Want dit is so pragtig, die Here maak altyd deur voorsiening vir almal. Almal onder een dak moet deel wees van die lam. Vertel jou kinders van Jesus. Vertel die mense by jou werk van Jesus. Kom nou mense. Vertel jou vriende klink van Jesus. Vertel hulle wat die Here vir jou gedoen het, waar hy jou uitgehaal het, waar dit jou pad is. Vertel, moenie skaam wees om te vertel, wat jy nou geken toe jy in die wêreld was. Jesus het my siel gered. Jesus het my verlos, hy het my verlos van baie dinge. Die mense wie my kom vertel wat die Here vir jou gedoen het, moet nie skaam wees, luister mooi, om die lam te deel met ander ook nie. Dit wat Jesus vir my gedoen het, kan Jesus ook vir julle doen. Maar hy sê, ja, nie meer van my so nie. Tweede ding wil die Here vir hulle sê, so neem die lam, tweede slag die lam. Ons moet weet en verstaan wat die betekenis is van die kruisdood van Jesus Christus. Wil ons sien op 'n kruis hang, as dit waar ons by vashang, maar wat het gebeur toe hy gekruisig was vir ons? Dis op Golgotha waar hy die oorwinning vir ons behaal het. Op Golgotha waar hy in jou plek en my plek gesterf het. Hy het vir my gesterf en hy het vir jou gesterf op Golgotha. Die magte van duisternis was ontklee op Golgotha. Hy het oorwin oor dood en hel op Golgotha. Ons skuldbrief wat teen ons was uitgewis op Golgotha. Kom nou mense. Hy het die volle prys vir ons betaal. Ek sê, hy het die bitter beker geledig vir jou en vir my. Kom nou mense. Verstaan jy, as dit nie vir Jesus Christus was nie, was ek en jy nie vanmôre hier nie. Daarom is dit nodig dat ons sy dood moet herdenk deur nagmaal op 'n gereelde basis te hou en te bedien ander. Nie net eerste Sondag van elke maand nie. By jou huis kan jy dit doen. Want 1 Korintiërs 11:26 sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons herdenk die dood van Jesus Christus terwyl ons die beker neem en die broodjie breek. Dis belangrik. Slag die lam. Maak dit deel van jou lewe. Vertel mense van die kruisdood. Hy het vir jou gesterf, vir my, vir elke een op die aarde, het hy die prys voor klaar betaal. Amen. Derdens wat die Here vir hulle sê, die God van Israel. Hy sê, dan vat julle die bloed, vang dit op. Hierdie was 'n geloofsaak. En vat die bloed, en gaan stryk dit, en smeer dit of wet dit aan. Luister mooi, aan die 2 deurpostes, en die deurdrempel, wat ons skool die lintel net, bokkend van die deur. Hy beskerm ons van beide kante.
word ek teen die aanslag van die geesteswêreld van bo af. Daar is ook engele wat 'n laag rondom ons trek om agter ons te kyk. Speel dit aan met 'n hyssopbossie, die bossie wat hulle gebruik as 'n kwas. Dit is dikwels gebruik om bloed aan te speer vir die reiniging van sonde. The father and the priest of the house had to apply the blood. Die priester van die huis, nie die ma nie, nie die kinders nie, niemand kon dit doen nie, dit sou nie gewerk het nie. Die pa wat die priester was vir die huis, moes dit doen vir elke huis. Waar daar priesters moes hy dit self doen. Hy moes in die deurposse, 2 deurposse en die boterham moes hy smeer, sodat sy gesin binne die huis beskerm sal word deur die bloed van Jesus. Dis sy werk, dis hoekom dit belangrik is, mense, dat ons besef wat se krag is daar in die bloed van Jesus Christus. Luister. Hy moes iets doen, hy moes dit aansmeer. Die God van Israel het gesê, smeer dit aan, dan moet jy dit aansmeer. Dit was hulle beskerming. Kom nou. Psalm 5 vers 7 sê, 51 vers 7 sê, bid Dawid en hy sê, ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees, was my dat ek witter kan wees, dan sneeu. Want die bloed van Christus beskerm jou en vir my. Stem die sang, kan die almal sê op. Ek luister na 'n getuienis van Reinhard Bonkie, julle het dit miskien ook al gehoor. En ek gaan vertel wat ek daarvan kon onthou wat vir my so pragtig was. Hy sê dat, hy vertel die verhaal van 'n geleentheid waar hy deur die SAIK uitgenooi is om deel te wees van 'n paneelsbespreking. Op die paneel toe hy inkom was verteenwoordigers van verskillende godsdienste, insluitende ateës. Hy sê jy weet wat gebeur het. Net toe die program begin van die ateëse Reinhard, glo jy, evangelis, dat daar is krag in die bloed van Jesus. Reinhard antwoord gesond, hy sê, I do. Ken ons misbruik, I do. Die ateës sê toe, ek glo nie, daar is enige krag in die bloed van Jesus nie. As daar werklike krag daarom was, waarom is daar nog soveel sonde in die wêreld, en waarom is alles die mekaar? Daar is nie krag in die bloed van Jesus nie. Reinhard antwoord, Sir, I'd like to answer your question. There is also a lot of soap in the world. Ek hou van dit. But there are still many dirty people. Let me tell you how to get clean, sir. First, you have to reach out and take the soap. You have to use the soap and apply it to your body. Dis mooi, hè? The same is true of the blood of Jesus. So you have to reach out in faith and receive the blood of Jesus. Apply it to your life and it will cleanse you from all of your sins. Don't just look at the soap. Don't just look at the blood. Reach out, receive it, and let it do its work. Dis wat ons doen. Ons kyk, ons glo die bloed, ons praat van die bloed, ons bely dit, ons sê dit, ons verklaar dit. Maar die bloed, met alle respek gesê, is nog steeds op die rak. Ons maak nie gebruik nie, ons reik nie uit om die bloed te vat en dit aan te wend in ons lewe nie. Kom nou. Ons sê die bloed van Jesus beskerm my familie. Die bloed van Jesus
Jesus hou ons veilig. Ons is onder die bloed van Jesus. Maar ons moet die bloed vat, ons moet uitreik en die bloed vat en dit aansmeer. We have to apply to our bodies. Ons moet aansmeer en dan sal die Here die res doen. Is jy siek of krank vanmôre? Dis wat Paulus sê. Te neergedruk of depressief. As jy gevangene van iets of as jy gebind deur bande van sonde. Luister vir pastoor vanmôre. Reik uit na die bloed van Jesus. Val dit in die geloof en smeer dit aan jou liggaam. En Jesus Christus, die geslagte lam, sal die res doen. Kan jy sê amen op dit vanmôre? Een druppel bloed is genoeg. Genoeg om die bande oor ons lewe te breek. Een druppel bloed is genoeg om jou te beskerm. Geen demoon sal naby jy wil kom as jy toe bedek is met die bloed van Jesus Christus. Daar is krag in die bloed van die lam. Yes. Daar is krag in die bloed van Jesus. Wat sê die volgende punt sê? Dit was die werk van die manne. Daai tyd was daar nog nie priesters nie. Hoe beskerm jy jouself en jou huisgesin? Dis jou plek en jou plig om dit te doen. Die Here verwag dit van jou, selfs vandag ook as priester van die huis, as die hoof van die huis. Verwag die Here van jou as man om jou gesin te beskerm deur uit te reik na die bloed en dit aan te smeer aan julle sodat God julle kan beskerm. En julle deurpos is 'n bootdrempel dat geen vorm van duisternis, siekte en krankheid of dood by die deure kan inkom nie. Yes. My werk en jou werk. Om dit te manifesteer dat ons man smeer. En die deurpost is boodruppel van die deur. En glo dit wat jy doen is die waarheid. Sal werk. En weet jy, ek bid dit elke oggend, ek sê, Here, geen vorm van duisternis, geen dood, geen demoon, geen ding in die put van die hel, Satan homself kan by daardie deur inkom nie, want op daai deur is 'n kennisgewing wat opgeplak is, no entry. Daar staan, pas ouwe, gaan verby, jy kan nie inkom nie. Wat het hy gedoen by Job? En ek het so iets mooi wat ek gister gehoor het, wat hy gedoen in Job? Toe daar kom, toe kan hy sy vuilkou nie by die krake aankry nie. Hy moes gaan toestem en vra by die Here om inkom kans te kry by God die Almagtige. En dit wat vir my getref het, luister wat ek gisteroggend of gistermiddag gekry het, wat vir my so mooi was. 'n Prediker sê dit. Hy sê dit. Here sê vir my, hy het geval in 'n dal van depressie. Na hy van 'n veldtog af kom in geval, hy wil in eie huis gaan, hy wil niks doen, hy val in 'n depressie. 'n Vrou profeteer vir hom en sê vir hom, die duiwel gaan jou verskyn, ek het daai stuk daar gekry nie. Maar hy sê, wat die Here vir hom sê, Here sê vir hom, gelees die gedeelte van Job. En hy sê, really? Dus die Here sê, really? Maar dan word die Here, ek ken Job uit my kop uit. Ek weet nie hoe ek die boek Job gegaan. Die hele boek Job. Gaan lees die boek Job. Here, maar ek het my boekje gelees, gaan lees die boek Job. En die ding wat die Here ontvra het my so diep getref. Luister en luister met 'n lesje vir jou, was 'n les vir my. Luister mooi. As die duiwel na jou toe kom of enige gedagte geplant aan jou gedagte wat sê hy gaan jou seermaak, jy gaan siek word of jy gaan dit doen of daai ding gaan doen of jy gaan doodgaan voor die alagte wat jou sê, dan weet jy dis 'n leuen. Hoekom? Hoekom is dit 'n leuen? Hoekom is dit 'n leuen? Want as dit waar was, sê wat dadelik gedoen het, maar het die toestemming by God gegee om te doen nie. Toe die toestemming by God kry vir Job, toe doen hy dadelik. Ek dink na Job toe gaan, sê, hoor Job, ek gaan môreoggend daai tyd gaan jou kinders wegvat. Of Job in die dag daarna gaan al
al jou vee, alles weggaan, en hy gaan alles omwaai, maar hy het niks sulke dinge gesê nie. Die oomblik toe, hy die opdrag kry van God, die Here sê, gee jou toestemming aan, dit spaar sy lewe, hy het dadelik oorgaan tot aksie toe. Verstaan? So as hy sê, gaan ding aan jou doen, lag in sy gesig. Maar as hy iets van die Here af gehoor het, sal hy dadelik gedoen het. Hoekom sê hy kom waarsku? Ook maar dom, hè? Hoekom sê hy kom waarsku? Verstaan wat so sê? Dis die werk van die manne, sy plig om te sorg dat die gesin veilig is. Die bloed te sweer in die deurpos is 'n boodskap vir die huis om te sê, my gesin is onder die bloed, ons glo die Here gaan hulle beskerm. Volgende punt. Sê die Here vir hulle, as ek die bloed dan sien, sal ek verby beweeg. Daar sal geen verderflike plaag onder julle wees nie. Hulle het die stap in die geloof geneem en dit was genoeg en die Here het hulle huise geseël met die bloed van Jesus Christus. Nou luister mooi. Ons geleesde gedeelte sê dat daar al die eerstgeborenes van die mense, eerstgeborenes van die diere sal sterf. Nie een van Israel se feesteesgeborenes het gesterf. Nie een van Israel se eerstgeborenes het gesterf. Want die bloed wat die pa of die priester van huis gespreek in die deurpostes en die bootdruppel van die huis het hulle beskerm, toe die dood daar verby beweeg, het dit gesien en verby beweeg, want die bloed van Jesus Christus beskerm en hou dit wat jy moet inkom, hou hy buite. Elke vorm van duisternis moet buite bly. Kan glad nie deur die bloedmuur van Jesus Christus kom nie. Nothing. Geen ding kan deur die bloedmuur van Jesus kom nie. As ek die bloed sien, sal ek verby beweeg. Laat die volgende punt. Want daar is lewe in die bloed van die lam. 1 Petrus 1 vers 18 sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is nie, uit julle uitere lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie. 1 Petrus 1 vers 19 sê, maar deur die kosbare bloed van Christus soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. 2 Korintiërs 5 vers 18 sê, en dit alles is uit God, wat ons met hom versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Die Ou Testamentiese bloed van diere het net die sonde bedek. Luister mooi. Maar die bloed van Jesus was die sonde weg, maak ons skoon en reinig ons. Want ek na Here toe kom, ek het iets bely, en ek nou iets bely het hier. En ek gaan agterna en sê, Here, ek is jammer, ek doen vir julle wat, waarvan praat jy nou? Dit wat opgeskryf was op daai vel papier is nou 'n blanke vel, ek my klaar vergewe, is uitgewis. Dawid bid dan, as hy trek 'n streep deur my oortreding, Here. Dink daar nie aan, is die duiwel wat jou herinner aan. Dis hy wat opgrawe. Hy wil jy moet sleg voel, maar die oomblik wat Jesus jou vergewe is verby. Maak jy saak wat jy gedoen het. Die sonde bly sonde in die oë van die Here. Of jy nou 'n kopspeld vat, of jy nou moord gepleeg, sonde bly sonde in die oë van die Here. As jy vergewe het, as jy vry, vergifnis ontvang het, as jy vry, hy's getrou en regverdig om jy te vergewe van al jou sondes en te reinig van al jou ongeregtighede. Hy dink aan jou sondes glad nie meer nie. Amen. 1 Johannes 1 vers 7 sê, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van al ons sondes. Die bloed van Jesus is die enigste reinigingsmiddel wat die sonde met sonde deel. Wanneer ek die bloed sien, sal ek verby beweeg, sê die Here. Ek sal verby beweeg. Ek sal verby beweeg. En dis hoekom pastoor vanmôre sê,
Daar is krag in die bloed, nommer 1. Tweede is die bloed van die Here beskerm ons. En 1 druppel bloed is genoeg om elke band en elke ketting oor jou en my lewe te breek. Vat dit vir jou. Smeer dit aan jou en kyk wat die Seun van God doen, wat die Lam Geslag vir jou doen. Dit sal oorbly wanneer hy klaar is, want Jesus vergewe vandag nog steeds en hy genees nog steeds. Hy het nog nooit verander nie. Kan jy sê amen vir my? Yes. Ek glo dit met my hele hart. Ek doen dit daagliks dat ek dit doen. Die Here as 'n bloedmuur rondom my. 'n Bloedmuur rondom my familie, 'n bloedmuur rondom die kerk. 'n Bloedmuur waar ons beweeg. Dankie vir die kosbare bloed wat ons beskerm elke dag waar ons beweeg. Ons het die bloed nodig. Waar ons beweeg in ons voertuie, ons het die bloed nodig. Waar ons beweeg in 'n winkelsentrum, ons het die bloed nodig. Kom nou mense. Waar ons beweeg in die straat, ons het die bloed van Jesus nodig. Ons het die bloed van Jesus Christus nodig. En ek sê vanmôre weer vir u, so seker as dit in die woord van Here staan, Jesus Christus se bloed beskerm ons. Yes, Lord. Dis so wonderlik. Dis so goddelik. Ek wil vanmôre as jy my die geleentheid gee, vir die gebed bid, dat ek hier neergeskryf, kan ek dit wat doen vir julle. En jy vanmôre moet julle oë net sluit, nie rondkyk, nie rond beweeg nie. Luister na die woorde. As jy res ek agterna vir jou deurstuur ook, is nie probleem, luister wat ek bid vanmôre. Luister. Vader, in die naam van Jesus Christus, beroep ek my op die bloed van Jesus oor my liggaam. Ek verklaar dat ek beskerm word teen siekte, kwale, en enige vorm van skade. Want die woord sê hy vergewe al jou ongeregtigheid en hy genees al jou krankhede, Psalm 103 vers 3. Ek glo met my hele hart in die genesende krag wat deur die bloed van Jesus beskikbaar is. Ek spreek genesing oor elke deel van my liggaam en verklaar dat geen siekte, geen swakheid en geen kwaad my sal oorweldig nie, omdat ek deur die bloed van Jesus Christus beskerm word. Psalm 103 vers 3, Jesaja 53 vers 5. Vader, in Jesus naam, bring ek my gesin voor U vanmôre. Ek beroep my op die bloed van Jesus oor elke lid van my huisgesin, my familie. Ek verklaar dat hulle beskerm word teen elke plan en aanval van die vyand. Want die woord sê, geen onheil sal my tref en geen plaas sal by my tent kom. Psalm 91 vers 10. Ek maak hierdie belofte my eie en die van my gesin. Ek verklaar dat ons huis 'n plek van toevlug, veiligheid en vrede sal wees. Geen wapen wat teen ons gesmee word sal suksesvol wees nie. Psalm 91 vers 10, Jesaja 54 vers 17. Ek beroep my op die bloed van Jesus oor my verhoudings en my vriendskappe. Ek verklaar dat elke verhouding wat deur die ingestel is, beskerm, versterk sal word deur die krag van Jesus se bloed. Ek beroep my op die bloed van Jesus oor my huwelik, my kinders en elke verhouding in my lewe. U woord sê dat jy regverdig is soos 'n boom is wat by waterstrome geplant is en vrugte dra op die regte tyd. Psalm 1:1-3. Ek verklaar dat my verhoudings vrug sal dra en tot seën sal wees onder die beskerming van die bloed van Jesus Christus. Efesiërs 5:25-33. Ek beroep my bloed van Jesus oor my reise wat ek aanneem en aanpak, my uitgaan en my inkom, of ek tuis is of ek op reis is. Ek verklaar dat ek deur die bloed van Jesus beskerm word, want die woord sê vir my, die Here sal my bewaar van alle onheil. Hy sal my uitgang en my ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Psalm 121:7-8. Daarom stap ek vandag met vertroue vorentoe, wetende dat U my teen elke gevaar en ongeluk beskerm. Jesaja 41 vers 10. Ek beroep my
op die bloed van Jesus oor my geestelike lewe. Ek verklaar dat geen wapen wat geestelik teen my gesmeer word, suksesvol sal wees nie. Ek beroep my op die bloed van Jesus oor my gebedslewe, my tyd in die woord en my verhouding met U. Ek verklaar dat elke poging van die vyand om my geestelike groei te verhinder, deur die krag van Jesus se bloed verbreek word. 1 Johannes 1 vers 7, 1 Petrus 5, 8 tot 9. Ek bring my gemeenskap, my woonbuurt en my land voor U. Ek bid dat U genadig sal wees en ons sal beskerm teen enige boosheid, geweld of vernietiging. Ek bid vir ons leiers, ons kerk en ons skole. Laat geregtigheid in ons land heers en bring beskerming, vrede en herstel volgens U wil. 2 Kronieke 7:14, Psalm 33 vers 12. Ek sê dankie Here dat die bloed van Jesus Christus nooit sy krag verloor nie. Ek is in elke deel van my lewe veilig in Christus. Ek is beskerm onder die skuilings van die vleuels. U woord sê, hulle het oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Openbaring 12 vers 11. Daarom verklaar ek vanmôre hierdie oorwinning oor my lewe. Ek vertrou dat U deur die bloed van Jesus meer as 'n oorwinnaar is in elke stryd wat ek tegemoet gaan. Romeine 8 vers 37. Ek sê dankie Here vir die krag van die bloed van Jesus. Ek loof en ek prys U vir die oorwinning wat myne is deur sy offer. Dankie dat U my beskerm teen die aanvalle van die bose en dat U my veilig bewaar. Terwyl ek vandag vorentoe beweeg, wandel ek in die geloof, vrede en vertroue, omdat U my omring soos met 'n skild. Psalm 91 vers 4, Efesiërs 6 vers 16. Vader, ek bid vanmôre hierdie gebed in die magtige naam van Jesus Christus. Ek dank U dat ek aan U behoort en dat U my gesin, my familie, my werk, my gesondheid, elke terrein van my lewe in die groot en sterke hand hou. Aan U alleen